Hallo almal, dit is op die kop half, maar as julle so 'n bietjie kans kan gee, dan gaan ons net kyk of er nog 'n paar mense inkom. En vanaand het ek nie die PowerPoint op Canva nie, maar op PowerPoint. So hopelik werk dit goed en kan ek dit met julle share. Ek gee so 2 sekondes nog en dan wag ons net om te kyk of mense nog inkom. Dis lekker om nou vir die eerste keer 'n paar fisies 'n lyf by mense te sien en nie net koppies en skermpies hier, wil ek maar net sê. En Adam, ek wil net vir jou sê, dude, right wave man. Dude. Duidelik was jy 'n paar op 'n retreat hierdie naweek vir die van julle wat nie weet nie. En die reën, wat is die meervoud van reën? Reëns is dit, ek weet nie of dit so is nie, maar dit het nog nie begin nie, so daar's golwe gery. Maar as julle, ek weet nie of julle foto's gesien het of video's gesien het van wat in die Kaap aangaan nie, maar daar kan eintlik 'n golwe gery het, ook by die Marie sentrum tans. Dis wild as jy sien hoe daar die Kromrivier daar loop, maar ook die water oorspoel het. Eintlik die van julle wat na die Marie sentrum goed ken, reg daar waar die labirint is en op meerdere ander plekke is daar net water. So goed, hallo julle, dis baie lekker om julle almal te sien. Ek hoop almal van julle is warm. Ek hoor dit is koud in die noorde van die land. Mense in die suide, ek hoop julle is droog. Dit was inderdaad 'n rowwe en wille 'n paar dae gewees. Skole was vandag, soos julle dalk weet, in die Kaap afgestel. En ons het regtig 'n wille storm gehad wat hier gewoed het. Alles van haal tot reën en ook 'n verskriklike wind. Kan ek vinnig hoor, is daar iemand wat miskien ietsie wil deel rondom die storms? Iemand wat dalk iets wil sê of dalk miskien net met die groep wil vertel miskien wat aangaan as jy dalk daardeur geraak is of so. Sommige net dat ons met mekaar deel. Ons is tog immers ook 'n geloofsgemeenskap hier so saam. Iemand wat miskien ietsie daar wil sê. Indien nie, gaan ek sommer vir ons yes, Louis, ek sien Ja, jou sorry Marus, ek het nou gekyk of Reyno de Kok want hy's geraak daardeur. Ian Parel het vir ons vroeër gesê in ons 234 klas jy weet sy huis is so 'n bietjie onder water hierso in Parel. okay. So ja, maar ja, dit soos jy sê ons het seker om so 190 mm reën gehad sedert Sondag. En ek weet gelukkig hier by ons het ons nou nie skade gedoen behalwe takke en goed het afgeruk is en die wind en baie het ons die rukwinde gehad wat oor die 160 km/h hier gewaai het volgens aanduidings. En so ja, so dit is nogal redelik rof. Baie water. Die hartseer is dat jy weet ek nou net vir die ouens gesê my swembad moes ek seker 4 of 5 keer backwash net om seker te maak hoe hy loop nie oor nie. Dis die hartseer want jy verloor daai water op Ja. die einde van die dag wat eintlik weer gebruik kon geword het. Maar ja, nee, dit is rof en ek sien maar oral. Jy weet teens ek weet nie of teens op die kol is nie. Hy het groot skade gelei daar in Riversdal op sy plaas, het hy vir ons vertel. So dis die hartseer daarvan. Jy weet daar's mense wat ons is bly oor die reën, maar daar's ook mense wat baie skade opgedoen het en tyd gaan vat om te herstel. Ag, wonderlik. Dankie vir die deel, Louis. Dit is wild. En ek dink is goed in sulke omstandighede en dis moet ek nou sê wonderlik dat mens net hoor en eintlik saam kan net 'n oomblik vat om mense te dink en te weet ons is ook aan mekaar so gebind. Baie dankie vir die deel. Donovan, wil jy ietsie sê? Hoe lyk dit daar in die Naand almal. Oos-Kaap? Ja, kyk ons, ek dink dit hulle kry nou hulle beurt. Ons het ons beurt gehad verlede week met die reën en die wind. Ons skole was gesluit verlede week Woensdag, Donderdag en Vrydag. Daai 3 dae was dit toe gewees met die reën. Dit was ontsettend erg. Ek weet nie of julle gesien het by Gamtoos hoe daai hele rivier daar afgekom het en die Ferry Hotel daar onder dak, daai dubbelstorie huis was onder dak. Ek kan nie glo dat die water so kragtig was en so ver versprei het en oorgeloop het nie. Verskeie brûe het ineengestort hier buite ons by Den Haag. Wat het die Kruisrivier gegaan. So daar is heelwat
mense geraak, veral wanneer dit kom by my leerders in my skool wat van die volksgebied afkom. Kyk, hulle bou hulle huisies so op 'n skuinswal en toe daai water nou kom, dan vat hy huisie saam met hom. En natuurlik mos nou die damme wat oorstroom het. So ek moet sê my gebede gaan uit aan almal. Ek het gister 'n video gesien van ek dink is George waar daai sentrum se dak gewaai het. Ek dink toe myself, weet jy, ons winde wat ons gister hier gehad het was so 110 gust wind in Uitenaag. Ek het nog nooit so erge wind beleef in my lewe nie. Tot my hare was die mekaar gewaai, maar dis okay. Maar ek moet sê my gebede gaan uit aan almal wat geraak is en ek dink dit is 'n tyd van dit is vrees en jy's bang jy verloor goeders en mense wat geraak kan word fisies daaraan liggaamlik. So ek dink aan almal. Dankie Daniël. Janine, jy's ook daar in daai geweste. Wil jy ook vir ons hier sommer net iets sê? Ja, goeienaand almal. Patensie het ook ongelooflik baie skade gekry. Daai plase is dis onder water. Baie plase is vernietig en ook daar Cambria se kant is 'n bietjie verder dieper in Patensie se kant in. Ook baie skade. Ons sou maar net aan daarvoor bid en dit mense sukkel 'n bietjie ek wil al sê daar by Patensie uit te kom. Die paaie is toe. Mense is ook maar daar vasgevang. Maar ek het ook gelees. Ek dink dit was 'n boer gewees wat ek dink hy het seker soos 'n klein kanoe gehad en toe het hy so af van die stroompie so kanoe en kos gevat vir mense en eintlik ongelooflik die bydrae wat baie mense net bygedra het en gehelp het. Maar gebede. En dan daar by pad langs, ek is glad nie seker hoe lyk pad langs nie. Ek sal 'n bietjie uitvind. My een vriendin se ma besit pad langs. So ek sal vinnig 'n bietjie by haar hoor hoe lyk dit. Maar dis al wat ek sover van weet van Patensie. Dankie Janine. Ek wil nou iets vir jou vra en ek wil jou nie glad nie op die spot sit nie, maar jy's van die jongste hierso. As ek dit nou so kan stel. Was laas jaar in die skool, hier's dalk ander ook. Janine, ek hoor wat jy sê en jy's daar midde in van baie van die ook goeters. Wil jy nie sommer vir ons, kan ek vir jou vra om vir ons 'n gebed te doen sommer aan die begin en sommer te bid die aand ook sommer op te dra. Nou vat ons dit van. Jammer dat ek jou op die spot sit, maar ek weet Nee. Nee, dis dit reg. Okay, kom ons bid saam julle. Ek moet sê oor. Liewe, ek kom maar net so baie dankie sê vir hierdie dag wat U ons mee geseën het. Liewe, ek vra asseblief dat U asseblief met ons almal sal gaan. Liewe, ons dra regtig net om almal op na U toe, liewe. Ons bid U seën oor ons en die bloed van die lam om ons te beskerm. Liewe, gaan ook asseblief van die mense wat regtig baie erg geraak is deur die storms, liewe, en die water. Ons bid regtig net dat U hulle sal veilig hou. Liewe, ons bid die hand van bewaring en beskerming oor ons almal en almal wat geraak is deur hierdie storm en die water en die vloede en liewe, ons wil regtig maar net vra dat U ons net verder sal lei en vir ons die wysheid sal gee, liewe, elke dag. En liewe, die mense wat dalk hopeloos voel, liewe, wat regtig net voel hulle het niks meer oor nie. Liewe, mag U hulle asseblief net herinner van hulle waarde. En liewe, laat ons net altyd die hoop op ons op U kan plaas en ons wil net ook so dankie sê dat ons daai voorreg het. Liewe, ons wil ook net dankie sê dat ons die voorreg het om 'n persoonlike verhouding met U te kan hê. Dankie dat ons kerklike opleiding kan hê, liewe, en aangaan met ons studies. En ons bid regtig net dat U dit verder so sal seën. En liewe, gaan asseblief verder met almal met ons pad vorentoe, ons pad saam met U, liewe, ons toekoms. Liewe, ons los dit alles vir U, want dis alles in U hande, soos in Jeremia 29 vers 11. En liewe, ons wil net so dankie sê dat U elke tree saam met ons stap, liewe. Maak nie saak hoe groot daai berg vir ons lyk, liewe. U is daar. En ons wil regtig net so baie dankie sê. Liewe, mag U ook asseblief net hierdie sessie net saam met ons deurgaan, liewe, en ons net verder sal lei. En ook baie dankie vir Marnus wat dit gaan aanbied. En ons bid regtig net dat U met hom ook sal wees. Ek bid als in U naam alleen. Amen. Sy, baie dankie. Julle, ek gaan nou inderdaad die groot oomblik van die PowerPoint share, kom ons hoop dit werk. Kom ons maak gou, daar het ons dit. Great, ek gaan dit gou so share. Is dit vanaand vol skerm? Ek hoop dit is. Kan julle dit sien? Okay, great. Ek sien Adam het 'n een van daai celebration goedjies wat gebeur, so hooplik is dit. Julle, ons praat vanaand, ons het die laaste 2 keer oor die Bybel hoofsaaklik gepraat en dit is my verskriklik belangrik. Ons gaan vanaand oor tradisie praat.
om te sê as ek een ding van ons tradisie kan sê, sommer van die begin af, is dit 'n tradisie is wat die Bybel ernstig opvat. So ons kan sê dat regtig in die hart van wat dit beteken om protestants te wees, wat dit beteken om gereformeerd te wees, is om te sê dat ons mense onder die woord is. En as ons predik, dan is dit vanuit die woord wat tot ons gespreek is. As ons in stilte is, glo ons in verwagting dat God inderdaad sy woord ook tot ons gaan bring. As ons leef, dan beliggaam ons iets van dit wat ons ook gehoor het in God se woord en bovenal in die lewe van die woord wat vlees geword het, Christus. So is my verskriklik belangrik dat ons weet dat dis nie sommer toeval dat ons begin het met die Bybel nie. Dit is regtig die hart van wat ons doen. Self as ons oor ethos en ons praat ook oor pathos, ek dink dis belangrik om te besef dis wat so of die kern van ons geloof ook natuurlik is die getuienis van die Bybel wat wys op Christus. Maar ons gaan dan vanaand 'n bietjie praat oor tradisie en ek lag sommer so lekker ek vanmiddag so 'n postertjie ding gemaak, julle het dit gesien, maar ons staan ingeanker in die tradisie. En dis eintlik mooi want dis fyn dat daar twee keer in staan. Dit moet eintlik wees is geanker in die tradisie. Want in is eintlik die sterk woord wat ek vanaand wil funksioneer. Is om te sê dis inderdaad iets wat ons in al hoe dieper beweeg. Gaan nou 'n bietjie iets daaroor sê. En ook iets wat al hoe dieper in ons in beweeg, hierdie tradisie wat inderdaad ons instaan en wat ons ontvang. Goed, so ek wil begin met die definisie van tradisie. Nou dis 'n vreemde woord, miskien moet ek dit nie sê nie, dat dit kan verwys na miskien jou familietradisies of jou gesin het dalk sekere tradisies wat jy nakom in sekere tye van die jaar. Iemand het vir my in die week gesê byvoorbeeld hierdie Paasvakansie of Paasnaweek, dis die tradisie van hulle gesin dat hulle daai plek toe gaan en by daai plek gaan pannekoeke eet, sê maar op die Sondag na die tyd of wat ook al. Of dit kan wees 'n skooltradisie, om te sê daar sekere goeders wat gebeur. Koshuistradisies is baie keer 'n kontensieuse ding. So tradisie, en dan praat ons baie keer van tradisie ook in die kerk en in die teologie. So ek wonder, is daar iemand wat miskien, ons hoef nie 'n lang gesprek hier te hê nie, wat bietjie wil sê, wat is die eerste woord wat opkom as jy die woord tradisie hoor? Of wat is die eerste idee wat opkom? Wat sê jy graag wil sê, as iemand weer eens daai spaceship van die buiteruim afkom en hier kom 'n marsmannetjie aan en hy sê hy hoor hierdie woord of sy hoor hierdie woord tradisie. Wat sou jy sê? En jy moet nog vir hulle verduidelik ook een van die kapasiteite is ek moet geanker wees in die tradisie. So iemand wat miskien wil waag, ietsie daaroor wil sê. Dis natuurlik net in die begin van die gesprek, dit kan nie reg of verkeerd wees nie. Waaraan dink jy? Is dit familiegoeders, skoolgoeders, kerkgoeders? Ja, is daar iemand wat miskien ietsie wil waag? As dan nie, Amanda, goed, uitstekend. Amanda, jy kan absoluut voortgaan. Okay, cool. Hallo julle. Vir my was my toe ek baie jonger was, ek is 48. Toe was tradisie vir my 'n ding wat vervelig was, maar hoe ouer 'n mens word, besef 'n mens dat tradisie absoluut vormend is. Dit vorm die manier hoe jy dink. Dit is 'n source of comfort. En ek moet sê, as ek dink aan tradisie, dink ek aan die kerk. Ek praat nie van in tradisie, moet ons tog onderskeid tref tussen gewoonte en iets doen om dit te, hoe kan ek my Engelse woorde, celebrate. Absoluut. Wow, ek love dit. Amanda, verskriklik dankie. So ek hoor van dit gee weet ook hoe mense dalk miskien ouer mense lewe word, 'n sin van vastigheid en ook dan die hele ding van viering wat saam met dit kom, dat dit iets is wat nie net uit gewoonheid gebeur nie, maar eintlik viering losmaak. Iets van vreugde ook. Viering, celebration het met vreugde te maak. Johanet, wil jy ook vir ons 'n bietjie vertel? En dan Janine dalk. En Adam, yes, great, hier's paar hande. Goed, so Johanet, so jy begin. Ek sien jy het 3 V's genoem en ek wil 2 bysit want ek dink is veiligheid en voorspelbaarheid. In tradisie, ekskuus. Ek love dit ook. En ons leef in 'n wêreld waar ons dikwels onveilig natuurlik voel, nee. So dit is 'n vreemde tyd as jy die nuus aansit of jy deur die koerant, ek wil nie sê oopmaak en lees nie, maar scroll, weet daar's vreemde dinge wat in die wêreld aangaan, vreemde dinge dalk my hart en daar's miskien in tradisie iets van veiligheid. Ja, ek hou van dit. Janine, wil jy gaan en dan gaan ek by Adam hoor.
Ja, so was baie belangrik wat dan Amanda ook gesê het van ja, dit is regtig as dit kom by die tradisie wat ons ook altyd doen. Dis Paasfees, dis tydens Paasies om dit te vier. Ons is mal oor Pasga. So dit is om regtig net daai mediterrane styl van kos en natuurlik ook natuurlik met Jesus en hoe hulle ook saam met mekaar geëet het. Ja, dis my ongelooflik. Ja, en dit is net so lekker. Mens voel so, ek weet oom Louis het op die retreat, ons het ook Pasga gevier op die retreat en dis net daai intimiteit, en daai persoonlikheid, of sorry, nie persoonlikheid nie, daai persoonlike aspek, van om dit ook net so saam te vier en ja, dis my ongelooflik spesiaal. So ja, ek wil net graag dit gedeel het. Dankie Janine. En Pasga is belangrik en een van die goeders wat daar natuurlik veral in die Joodse en Ou Testamentiese tradisie sterk voorkom wat ook natuurlik in ons eie tradisie bly staan is hierdie Hebreëse woord wat julle dalk op het gehoor het, zakar. Is om te sê onthou. Om te sê dink kyk nie net vorentoe nie, maar onthou, dink terug. En dis iets van om te sê daar's sekere dinge, rituele, goed wat geëet word wat jou help onthou. Goed. Ek dink Adam was volgende gewees. Ek gaan ons 'n paar hande vat, Adam, Donovan en twee Andreys. Goed, so ja, as jy dit kan kort hou. Ons Adam, kom ons begin by jou as dit reg is. Ja, cool, dankie. Vir my is tradisie baie belangrik. Ek vind so baie rykheid daar binne. Ek kom van 'n metodiste agtergrond waar daar baie tradisie is. Ons doen baie goed oor Paasfees en vir my is dit so belangrik want dit hou ons baie groter kerk wat langer aankom as wat ons nog aankom. En jy weet, ek is iemand wat van quotes hou. En ek dink daar's twee quotes wat my baie uitstaan. Dit hou daai tension vir tradition vir my. Dis Thomas Sowell wat sê traditions can be seen as the dead hand of the past. Ek dink dis nogal ietsie wat ons moet altyd onthou as dat dit ons terughou nie. En obviously my gunsteling is C.S. Lewis wat sê going back can sometimes be the quickest way forward. En vir my is dit ook weet gaan terug na wat gewerk het. Wat is deel van ons DNA as dit sin maak. Goed, uitstekend. Adam, ek gaan 'n paar spoilers uit my eie lewe. Ek is ek lees graag C.S. Lewis en jy's absoluut reg. Ek dink dis 'n belangrike stem presies daar. Great. Okay, goed, ons het nog twee Andreys en Donovan. Kom ons begin. Donovan, wil jy gou vinnig dalk eers en dan die twee Andreys as dit reg is. Kyk as ek dink aan die tradisies, dan dink ek maar aan ons sakramente of die liturgiese seisoene wat ons vier, deurgaan deur die jaar, ons geloofbelijdenisse wat ons doen, die prediking as die sentrale punt van 'n erediens, hoe vroeë kerk was. Ek praat nou nie van die tradisies wat deur mense gemaak is nie, maar die algemene tradisies wat ek nou net genoem het. Wonderlik, ek love dit. Ja, tradisie, dis amper daai zakar ding van ons die Pasga ete tipe van ek dink veral die kerklike liturgie op 'n manier wat ons in die kerk doen is alles maniere om ons te help onthou en vashou ultimately aan Jesus. Andrei Nagel eerstens en dan Anna Andrei, ekskuus, ek kan nie sien wie dit is nie. Okay, dit reg. Twee dinge. Die ene is die onthou van die Jode is ook onthou en onderhou. Ek dink is twee dinge wat bymekaar kom. Jy vas staan. Vir my, dink ek as 'n jong persoon is, dan leer jy tradisies aan en as jy ouer is, dan kom jy tuis na jou tradisies toe. Sjoe. Andrei, dit is wonderlik en ek dink die onderhou is 'n belangrike ding ook in ons tyd waar daar alles vlietend is en goed gemaak word om eintlik amper half to be disposed with of jy nou weet as jy 'n mikrogolf koop want hy sekere raklewe of daar sekere as jy op die skraal is dit jy weet 5 sekondes later en dan 10 en tradisie help ons ook om goed te onderhou en ek dink veral hoe mens ouer word is belangrik. En dan Andrei Alipad. Andrei, is jy terug? Alipad in Mosambiek? Of is jy waar's jy? Ja, dankie. Ek gisteroggend soos 'n Eskimo aangetrek daar die Kaap uit, maar toe ek hier in Maputo land toe kry ek weer warm. Toe moet ek maar weer alles uittrek. Maar ja, ons is dan veilig. Ja, dankie. Hoor graag. Weet jy vir my, ek wil dit bietjie aan die ander kant toe gooi. Vir my het die eerste ding opkom is vasgevang in tradisie. Ek dink van uit my konteks waar ek leef, sien ek hoe tradisie mense se lewens, hoe mense vasgevang is in 'n tradisie en hoe dit mense se lewens half rig en half uit vrees uit
rig en hoe dit baie mense se lewens eintlik vernietig. Tradisie. So ja, dit is maar van my kant af wat daai vasgevangheid in tradisie en nie daar kan uitkom om maar iets anders te kan sien nie. Dankie. Baie dankie Andrei. Ek dink dis 'n belangrike ander punt om te sê tradisie kan ook as dit op 'n sekere manier geskied eintlik 'n manier wees wat jou vasvang. Dat dit amper 'n tradisie word nie iets wat vry maak nie, maar wat eintlik soos 'n tronk funksioneer. En dis om te sê dat dit in baie tradisies is dalk so ook nie net in die kerk nie, maar jy weet in die wêreld dat dit nie eintlik miskien veiligheid bied nie, maar eintlik 'n manier om mens af te sluit van wat miskien anderste kon wees of gebeur. So, goed, ek gaan die woord tradisie kom van die Latynse woord traditio af. En dis afgelei van die werkwoord tradere en ek hou verskriklik baie van daai woord want dit beteken om eintlik dan aan te gee of oor te gee. Jy sien trans is oor of ander kant en dare is om te gee. So letterlik beteken dit om oor te gee, om oor te dra of aan te gee. So tradere, tradisie is eintlik om iets van een persoon na 'n volgende aan te gee en dan veral wat vir my belangrik is, soos julle weet, miskien dalk uit vorige interaksies, is om iets te ontvang. Partykeer dink ons osself as mense wat aangee, maar ons is in die eerste plek mense wat ontvang. En daarmee wil ek vanaand sommer weer een van my gunsteling gedeeltes uit die Bybel uitlees en dit is 2 Timoteus 1 vers 1 tot 5. Goed, so daar staan Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God in ooreenstemming met die belofte van die lewe in Christus Jesus aan Timoteus, my geliefde kind. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here. Ek is dankbaar teenoor God wat ek soos my voorouers met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik bedags en snags in my gebede aan jou dink. As ek aan jou trane terugdink, verlang ek daarna om jou te sien, sodat ek met blydskap vervul kan word. Ek dink steeds aan jou opregte geloof, daardie geloof wat eers in jou ouma Lois en in jou moeder Eunice was, en ek is oortuig dat dit ook in jou is. Goed, kom ons gee so 'n sekonde, hooplik kan julle dit op die groot skerm sien, en dan lees ons hierdie gedeelte wat Paulus ook dan aan Timoteus skryf. Lees dit sommer so self sag in jou hart saam. Goed, ek wil gou sommer, miskien, ons nou van 'n paar persone al gehoor, is daar iemand wat nog nie gepraat het nie, is redelik baie mense op die call wat dalk sommer wil deel wat hoor hulle. Julle het nou gehoor wat tradisie beteken, dis iets wat aangegee word, of oorgegee word, en wat ontvang word. Wat lees julle miskien vanaand hierso raak, wat tot jou praat, of miskien, wat jy sommer met die groep wil deel? Is daar iemand miskien, wat iets hieroor wil sê? Jeanette. Hallo, lekker om jou te sien. Hallo Marnus, hoe gaan dit? Lekker, dankie Sal. Goed, dankie. Ja, ek vind nogal aanklank hiermee, want dit is sy geloof wat oorgedra is van sy ouma en van sy ma. En my ouma was ook 'n baie gelowige vrou. Sy was iemand wat so naby aan God gelewe het en sy het toe ons as kinders was, het saam met ons in die huis gebly en ek besef eintlik nou hoe dit op my as persoon afgevryf het, weet haar liefde vir God en weet hoe sy konstant vir ons gebid het. So as ek nou terugkyk, dan besef ek eintlik wat so groot invloed haar geloof op my eie geloofsvorming gehad het en die liefde wat sy vir God gehad het. So ja, dit is iets wat van sy ouma en sy ma alreeds gekom het. Ja, wonderlik, Jeanette, en dit is mooi om te hoor ook in jou eie lewe, en dis presies dit, dat Paulus hier dankie sê vir hierdie ma en hierdie ouma wat eintlik dit aangegee, die geloof aangegee het, en ek dink ons almal kan dink, wie was daai persone wat in ons lewe dit aangegee het, en dis al hoe Timoteus natuurlik
gelowig kon wees, is om te sê dat natuurlik het God in sy lewe gewerk en sekere wonderlike dinge gedoen, maar dis ook deur mense wat die evangelie verkondig het en vir hom vertel het en vir hom eintlik dan dit wat hulle gehad het, hierdie skat van die genade ook dan aan en oorgegee het. Goed, iemand anderste wat nog iets hier wil sê, Koenie. Ek sê dit ding sommer nou, toe Janet praat van 'n ouma, my oupa is nou al oorlede, maar hy het verskriklik gehakel. Hy het elke tweede, hy kon nie 2 woorde agter mekaar reg praat nie, sonder om te hakel nie. En ons het baie by hom gaan kuier, en dan saans, as ons godsdienst gehou het, dat hy altyd gebid, en dan hakel hy nie 1 woord nie. Hy bid vir 5 minute aan mekaar, sonder om 1 woord te hakel. Die enigste woord wat hy behakel is hy amen sê, dan sukkel hy sê amen, net 2 keer. Maar daai hele gebed bid hy sonder om 1 keer te hakel. En dis iets wat ek nooit sal vergeet om daai aandgodsdienst en hy gebed van hom. Maar deur die dag hakel hy elke tweede woord. Ja, Koenie, dis 'n ongelooflike mooi storie. Verskriklik dankie vir die deel. En dis wat ek daarvan hou is ook, baie keer gaan dit oor om mense geloof sê maar te verkondig en te vertel, en dit moet gebeur. Maar ook deur ons het vroeër gepraat van liturgie en so, maar ook gebed. Ek dink hoe baie van ons is aangeraak deur mense wat nie net vir ons gebid het nie, maar ook voor ons gebid het. En ek dink, ek wil amper al sê, almal moet vinnig dink aan iemand toe hulle dalk 'n kind was wat gebid het, wat 'n groot indruk op jou gemaak het. En ja, ons kan vir die Here net daarvoor dankie sê. Reino. Hey Martinus, ja, in vers 5 nie daar, jy weet, by die ma en die ouma, ek weet, sal terugdink, weet die sagtheid van 'n vrou, jy weet, en baie keer jou ma en ouma, weet, sorg vir jou op 'n tyd in jou lewe wat jy baie afhanklik is, en dan daai woorde daar, die geloof was in jou ouma Lois en jou moeder Eunice, dis nie dat hulle geloof geleer het nie, die geloof was in hulle. Weet dat wat baie mooi is. Wonderlik, ek love dit, en ook die mooi van dit wat in hulle was, wat tot uiting gekom het, nee, dis die ding, sodat dit nou in Timoteus ook kan wees. Ja, goed. Andrei, wil jy vir ons miskien vir ou laas, en dan kan ons dalk aanbeweeg. Niks vandag. My oupa is in my kop, en ons daarvan praat. Ek het in die week gepraat in ons familie oor hoeveel mense van ons is gelowig in ons familie. Ons is 'n groot familie. Te vra ons waar kom ons vandaan, hoekom is ons so geseën, en almal weet die antwoord gekom, dit begin my oupa. En dit is interessant dat dit so eenvormig is. Ek wil net sê hoe hy oorlede is, en dit is vir my belangrik ook. Hy het altyd kom dat ons boeke vat, geluister op die radio, en dat hy gesit en dat hy in die aand aan die slaap geraak. Soms vertel hy die gebed. En dat ouma hom wakker gemaak en dan het hulle bed toe gegaan. En een aand het hy nie wakker geword nie. Ek dink dit is die mooiste voorbeeld vir my om vir 'n Christen. Dankie. Sjoe, dis verskriklik mooi. Dankie vir die deel, Andrei. Ekskuus julle, ek sien hierso is inderdaad ook mooi dinge wat geskryf word op die chat. So julle moet asseblief daarop kyk, en Armand, ek sien jy het nou iets gesê oor tradisie, en daarna het ook daarop geskryf, so ek gaan die chat net oophou hier langs my. Ekskuus, ek het nie daar. Goed, so Reina, wil jy nog iets sê? Ek sien jou hand is nog op. Kies ek hom nou afval. Okay, goed. Julle, so ek dink wat hier ons sien, en julle sien dit ook in die prentjie daar, dis inderdaad tradisie, maar nie miskien in die sin van dit wat toesluit of tipe van as 'n tronk funksioneer nie, maar bloot dit wat die woord sê. Tradere het hier plaasgevind, traditio in die Latyn. Geloof is aangegee. Tussen eerstens wil ek sê, en dis my so interessant hierso, Paulus ook self, nee, want Paulus is besig om sekere goeders aan te gee vir Timoteus, maar ook wat vir interessant is Paulus se eie woorde. So ons weet natuurlik hy kom uit die Joodse gesin uit, en ons weet natuurlik dat hy eers natuurlik later tot bekering gekom het op pad na Damaskus toe, maar tog sê hy die volgende woorde: ek is dankbaar teenoor God wat ek soos my voorouers met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik bedags en snags. So Paulus sê ook eintlik iets wat hy van God weet, wat ten volle geopenbaar is en waar geword het ook in die ontmoeting van Christus. Self by hom het nie net uit die lug uitgeval nie. Dis iets wat sy voorouers ook aangegee het, en eintlik dan
wonderlik geopenbaar is ook in Christus se koms natuurlik en ook hierdie ontmoeting wat op die Damaskuspad gehad het. En inderdaad dan Timoteus wat by sy ma en ouma ontvang het. Nou vriende, ek dink as ons so oor tradisie dink, as iets wat aangegee word, dan verander dit alles. Dan is dit nie meer 'n dooie ding nie, maar 'n lewendige ding. Iets wat eintlik lewend is en ook lewe gee, soos dit natuurlik aangegee word. En julle onthou laas het ons Nisea gevier en ek gaan bietjie daaroor praat. So die Nisea viering en ek het een van die kerklike opleidinge goed ook daaroor aangebied. Is dit vir my verskriklik interessant dat van die kerk se heel begin af, hierdie hele ding van aangee van dit wat ons glo as tradisie verskriklik belangrik is. So julle onthou dalk ons het oor Augustinus gepraat en ek gaan nou meer oor Augustinus sê. En die simbool is natuurlik die geloofsbelijdenis. Vir wie was dit die apostolikum gewees? En dit kom en net weer eens simbool. Dis altyd vir my so interessant, kom van sim bolon af. Sim is saam en bolon is gooi, soos om goeder saam te sit. Hierdie goed wat ons glo oor God, sê maar die 12 artikels of die apostolikum. Maar ook mense wat saam gebind word. So hulle het die woorde gespreek. Een persoon het gespreek en ander persoon het gespreek, self in die ander hoeke van die wêreld en die uithoeke van die wêreld, en hulle is saam gebind. Dis kom hulle praat van die simbool. Maar hy sê dan as net voordat persone ook dan leer om die geloofsbelijdenis op te sê die volgende: It's time for you to receive the symbol, to receive the creed, to receive the tradition, one can say, in which is briefly contained everything that is believed for the sake of salvation. So vir Augustinus was dit belangrik, die persone wat tot geloof gekom het, dat hulle verstaan dat hulle in die tradisie staan, en as hulle oor die tradisie praat, dat dit gaan oor dat hulle met oop hande staan, dat iets aangegee word vir mense wat voor, en hierdie is nou in die 4de, 5de eeu, so, ek bedoel, dis baie nader aan die Christus gebeur as wat ons leef, maar self hier is daar verstaan, in die 4de, 5de eeu, dat daar mense in die 1ste eeu was, en in die 2de eeu was, en in die 3de eeu was, en in die 4de eeu was, en elke keer het hulle aangegee en aangegee en ontvang, die evangelie, dit wat bely word, die waarheid oor Christus, maar alles ook rondom dit, die wonderlike skatkis eintlik van die kerk wat na vore gekom het, soos byvoorbeeld die musiek. Vir Augustinus is dit belangrik dat die liedere wat gesing word, wat eintlik, en ons het vroeër daar gehoor, dit gaan nie oor dat dit mens gemaak is, dit gaan aan dat dit maniere is wat ons eintlik dan laat bind aan die waarheid wat Christus is. En vir Augustinus is dit wat ons dan ontvang. En dan dieselfde met Irenaeus, so hy skryf eintlik baie vroeg, hierdie is eintlik in die 2de eeu, so dis nou letterlik, net 'n paar jare aan van Christus af. The church, though dispersed throughout the whole world, even to the ends of the earth, has received from the apostles and the disciples this faith. En dan sê hy, hierdie is wonderlik, hierdie is nie 2de eeu, eintlik iets van die apostolikum op. She believes, the church believes in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and the sea and all things that are in them, and in one Christ Jesus, the Son of God, who became incarnate for our salvation, and the Holy Spirit who proclaimed through the prophets the dispensation of God. So weer eens is hierdie claim, the church, though dispersed throughout the whole world, even to the ends of the earth, has received from the apostles. So hiersoos wat ek graag wil hê, as ons nou oor tradisie praat, die volgende. Die waarheid van Christus is iets wat aangegee word aan Paulus, en Paulus gee dit aan Timoteus, maar Timoteus het dit ook reeds, want hy het ontvang van sy ma en sy ouma, en hierdie mense gee dit dan aan vir 'n volgende geslag, en vir 'n volgende slag, totdat by Irenaeus uitkom in die 2de eeu, en totdat dit in die 5de eeu by Augustinus uitkom, en totdat dit vandag by ons uitkom. En as ons praat oor die tradisie, dan is dit inderdaad dit wat ons met oop hande as geskenk, as gawe ontvang. Iets wat nie eerstens ons het of aan ons behoort, iets wat ons kan vaskryp en sê, ons is eintlik die eienaars daarvan nie, maar iets wat eintlik ons net met oop hande en harte kan sê, dit is wat aangegee word, en ons kan dankie sê vir God, maar ook vir alle gelowiges wat voor ons gekom het. Goed, dan is die vraag natuurlik, hoe dink ons oor dit wat aangegee word? En ek het laas jaar gepraat oor belydenis, en ek weet nie of julle onthou nie, ons het gepraat oor die belydenis as landskap, en ons het gepraat van wat betree word, dit wat jy leer bewoon, waar jy jouself tuis al hoe meer vind, waar jy veilig voel, waar jy leer verbeel, waar jy leer droom,
waar jy eintlik dieper in die misterie van God ingetrek word. En ons kan veral praat oor sê maar die geloofsbelydenis soos dit. As ons sê dis die tradisie, dan sê jy swat dalk nou teologie, maar 'n leeftyd gaan nie genoeg wees om te weet om die misterie uit te pleis van wat beteken dit om te sê dat God die wêreld en alles daarin geskep het, of dat Christus die redder van die heelal is nie. Dit is so eenvoudig aan die een kant dat 'n kind dit kan verstaan, maar die tradisie wat ons aangegee word is altyd vir my so mooi, ook as mens na teologiese skryfwerk kyk. Dit gaan nooit wees goed, ons het nou die Bybel en nou het ons 'n paar teologiese boeke en dan is dit nie. Mense word al hoe meer, dit wat ons ontvang is, word ons genooi om dieper te betree, in te gaan. Ek weet nie of julle onthou van Narnia nie, daai lyn wat in die laaste Narnia boek is ook van C.S. Lewis van dat jy al hoe dieper in hardloop. Soos hulle hardloop, maak die Narnia landskap oop en nou in hulle aan hardloop, further up en further in en dit is een manier om die tradisie dan te verstaan. Nog 'n manier is om te sê dat dit iets is wat geleef moet word, maar in die eerste plek en eintlik iets wat gestalte moet kry in ons lewe, dat ons nie net die tradisie ontvang nie, maar gevra word om dit ook te leef. Maar die eerste beeld, ek weet nie of julle onthou, toe ek daar gepraat het laas jaar, nie, 'n klomp nuwe mense ook, is om oor dit wat ons ontvang en die tradisie te dink as 'n kers. En hier het ook die aanhaling gebruik van Hans Oers van Balthasar. En hy het gesê, "It is important to understand exactly what the tradition is, so that we may know what we can expect from it. One would be quite mistaken to imagine it as a relay of runners, each of whom at the end of the segment of the race hands off the witness the message, a piece of wood." Soos 'n aflosstokkie. If there were indeed a witness and a correct message to preserve, a more correct image would be that of a living flame. So wat Balthasar probeer sê, hierdie teoloog, wat 'n vriend was van Barth, hulle daar in Basel saamgewoon, is om te sê, wat ons ontvang is 'n brandende kers. Dis nie iets wat dood is nie, dis nie iets wat sommer 'n stuk hout is, wat jy per ongeluk kan laat val, of in 'n kluis kan toesluit, of jy daar een kant kan neersit en net na kyk nie. Dis 'n lewendige geloof. Dis iets wat soos 'n kersvlam dans en beweeg, en eintlik op 'n manier lig gee waar ook al dit kom. En dit gaan dan teen 'n verstaan van tradisie as iets wat jou gevangenes kan hou, as 'n tronk. Want as tradisie net 'n stuk stok is, wat ook al, dan, jy weet, of iets hard, amper of iets wat jy ontvang en dit is so 'n harde, starre ding, dan sê ons, dis eintlik 'n dooie ding. En dan baie keer, soos miskien baie keer gebeur het jy so 'n item in jou huis en jy sluit dit net aan jou kluis toe en jy weet jy's amper te bang om daarna te kyk of daaraan te vat, of dit kan weggedra word, gesteel word, maar dis 'n sekere verstaan van tradisie wat ek dink nie behulpsaam is nie. 'n Tradisie van iets wat lewendig is, wat beweeg, wat eintlik altyd dieselfde nog is, natuurlik. So dis belangrik om te sê, dis nie as om te sê dis elke keer iets nuuts nie. Ek gaan nou ietsie daaroor sê. Dit is dieselfde kersvlam wat brand, maar dit beweeg en dit dans en is dit ook inderdaad dan 'n lewendige geloof wat ontvang word. Iemand wat miskien iets hieroor wil sê, en dan wil ek aangaan om ter afsluiting na 'n volgende eintlik metafoor te gebruik oor hoe ek dink ons oor tradisie kan dink. Iemand wat Andrei Nagel en dan nog iemand wil ietsie sê. Ek sien Donovan het ook 'n paar goed hier gepost. Ek gaan vinnig kyk. Okay, goed. Dis die twee Andreis. Great. Andrei in Mosambiek. Miskien kan jy eers gaan. Ja, nee, ek dink terwyl jy nou praat, dit vir my is tradisie is iets wat ek ontvang en is lewendig en ek sit by daarbey. Ek werk daarmee en dit wanneer ek dit oorgee, dan lyk dit heel waarskynlik nie dieselfde as wat ek ontvang het nie. Maar dis 'n lewendige iets. Dis nie iets wat stagneer nie. Dis iets wat jou vorentoe vat. Ek is mal daaroor, Andreas, om te sê dis deel van die lewendige ding daarvan. Is om te sê, dis nie iets wat ons weer eens baie keer die tradisie is nie die laaste woord oor ietsie, maar is die eerste woord. Dis vanuit sê maar die geloofsbelydenis wat ons moet bedink, wat beteken dit in Mosambiek op hierdie oomblik en wat beteken dit vir iemand wat besig is om te reis vanoggend uit die Kaap uit. So die goeders verander in die wêreld so, maar dit wat ons ontvang het, stel ons eintlik dan in staat om te handel, om hierdie lewendige tradisie ook in gesprek te bring met die realiteite vandag. Andrei Nagel. Ja, ek wil net noem, ons het nou die dag 'n stuk gehad in die ACL wat ons gelees het uit Johannes 8 vers 31 wat die tradisie ook te sprake kom. Hy het verder gesê hulle sal vry word, so sê hulle is vry, dis Abraham se kinders. Toe gaan hy dan sê en ek is baie waar
En as jy wat jy praat van lewendig wees, hy sê vers 70, ek weet dat julle die nageslag van Abraham is, maar julle probeer my doodmaak, omdat julle geen ruimte vir my woord in julle laat nie. Tradisie moet nog steeds die ruimte van God se woord in hom hê. En ek dink dis die punt wat ek wil maak. Ons het baie dit bespreek en sê dat is partymal wat maak ons tradisies die primêre en nie die woord nie. So die woord moet altyd gedui in die tradisie in. En ek dink dis net 'n manier om te sien. Absoluut. Dis my 'n wonderlik. So die tradisie is baie keer die container waarin die woord ook aangegee word. So byvoorbeeld die musiek wat ons sing of byvoorbeeld liturgies, dit wat ons doen. Maar natuurlik, 'n wonderlike voorbeeld vir my is om te sê julle gaan sê maar as 'n gesin op 'n sekere dag en dan gaan eet mense maar op jou verjaarsdag by die Spur elke jaar. Nou sekerlik is die viering, die waarde, die waarheid lê nie in die Spur toe gaan nie. Dit lê in die feit dat ons die persoon se verjaarsdag vier. En is eintlik 'n manier om dit dan te doen, is byvoorbeeld om by die Spur te eet. So dis my belangrik. Is om as mense sê dat as dit oor die Spur begin gaan of die Spur, dan word dit eintlik mos eintlik 'n gevangenis ding. Sê maar die persoon sê daardie jaar, ek het ek het gedraaf en toe skeer ek my een of ander spier. Ek kan nie stap nie, die winde waai, dit reën nie in Stellenbosch, die goed vloed en mense sê as ons nie vandag Spur kan kan eet nie, dan beteken hierdie dag eintlik niks. Dan is dit 'n tronk. Dan sê ons is eintlik die tradisie bepaal ons. Maar as ons sê, dit gaan nie in die eerste plek daar, dit gaan oor die persoon wat verjaar, maar deur dalk Spur toe gaan en self miskien hier af te gaan in die pad, kan ons regtig jou vier, dan is dit absoluut iets anders. Janine, wil jy iets sê? Ja, skus, ek wil ook net vinnig by sê, ek dink met tradisie, dit is baie belangrik dat dit lewendig is, maar ek dink ook om dit lewendig te hou, sodat tradisie ook nie uitsterf nie, in daai manier. So ja, ek wil net vinnig ook dit bygesê. Ja, en ek dink ons almal het 'n verantwoordelikheid in daai sin om te sê dat soos wat ons iets ontvang, dit nie net ons moet dien nie. En dit ook nie ons werk net altyd is om te sê wat is wonderlik en wat nie, maar ook om dit aan te gee. En ek dink die van julle wat kinders het, besef dit byvoorbeeld in my eie lewe. Ek sien daar's baie goed wat my ouers gedoen het. En nou is dit vir my belangrik om te sê hoe kan ek hierdie tradisies laat voortleef? En dieselfde ding is waar in die kerk, deur te sê goeders is aan ons aangegee in die kerk. En is ons werk ook om hierdie dinge aan te gee vir 'n volgende geslag, om seker te maak dat hulle ook hierdie geskenk van die tradisie ontvang, wat nie van ons afkom nie, maar eintlik 2000 jaar aankom en gesetel is in Christus. Ek sien Adam post hierdie beautiful quote van Jaroslav Pelikan, tradition is the living faith of the dead people, en a tradition is the dead faith of the living. Ons gaan nou terugkom na daai Adam, ek gaan actually met dit eindig. Nog laaste iemand wat iets wil sê, en dan gaan ek miskien aangaan na 'n volgende ding wat ek graag hieroor wil sê. Goed, nou ek het die Kersvlam laas jaar met julle gedoen, en julle onthou dit dalk, maar ek het gedink tog, dis my belangrik, hier's klomp nuwe mense, en dis my verskriklike belangrike metafoor, en ons gaan die PowerPoint se aanstuur of so. Ek wil vanaand eintlik ter afsluiting, en ons kan nog 'n bietjie gesels of so oor die volgende praat, kom ons probeer net gou hierso klik. Oor hier is, as ek so kyk in die vertrek, klomp musikante. Ek dink een ding wat baie keer met bediening saamhang, is musiek, en ek het nou vir Cecile hier gesien, ek dink Franchas hier, en ek dink hier's klomp ander mense wat musiek maak. En dis my wonderlik dat musiek nie net van die begin af deel van die kerk se storie is nie. So reeds in die Ou Testament weet ons hoe hulle begin sing, en sing deel is van hoe God nie net aanbid word nie, maar die psalms byvoorbeeld is eintlik die sangboek van die Bybel. In die Nuwe Testament feature sang baie sterk, ons dink aan die loflied van Maria, en ook as die kerk tot stand kom, is een van die vroeë dinge wat die kerk doen. Hulle lees Bybel, hulle vier nagmaal, hulle doop kinders en mense, en hulle sing. En dis ook dan waar in die vroeë kerk. So as jy in die vroeë kerk kom, ek dink, een van die defining things was, as jy in die vroeë kerk gekom het en sê, hoe weet hierdie is Christene? Hulle is besig om te sing. So as jy ooit wonder, wat kan ons doen as gelowiges saam? Sing is altyd, ek dink, 'n goeie opsie. Maar daar's ook mense wat van die begin af met musiek en deur musiek teologie doen. So dis nie net om te sê dat ons sê maar sing en wonderlike teologie daarin verwoord nie, maar om te sê hoe kan ons deur musiek dink wat ons teologies ook
doen. Eintlik soos of 'n musikale teologie. En een daarvan is Augustinus. En julle sien hier sy brandende hart, dis of hierdie metafoor, julle weet mos nou, ons harte wat rusteloos is tot dit rus vind by God, is daai openingslyn van die belydenisse, maar hy het ook hierdie ding gehad van die hart wat aan die brand is vir God. En natuurlik in ons eie tradisie, Calvin sou ook later op sy seël, sy offisiële seël, sou Johannes Calvin ook 'n brandende hart sit. Want dit is 'n hart wat natuurlik brand vir God en vir Christus deur die werk van die Gees. Nou Augustinus, dis 'n bitter interessante ding en miskien het ek al met sommige van julle het gedeel dat hy tot geloof gekom, so hy het hierdie wille lewe geleef en was eers in Afrika gewees en toe sy Rome toe en toe het hy eers wild geleef en toe minder wild geleef want hy het by die vreemde eintlik groep mense van die wat as die manicheïste is aangesluit en toe kom hy in Rome aan en sy ma's reeds daar en sy maat van kleintyd af vir hom gesing en vir hom die verhaal van Christus vertel. So Augustinus was aanvanklik, wou hy nie gedoop word nie, of hy is nie gedoop nie, en hy wou ook nie regtig Christen word nie, maar sy maat aangehou om vir hom stories te vertel, vir hom, en ook eintlik seker te maak dat, weet, soos 'n maat dikwels doen, Augustinus by die regte mense uitkom. So toe hy in Milan aankom van Rome af, Lo and behold, daar is Monica reeds daar. En Monica laat hom toe gaan na die kerk toe, waar Monica betrokke is. Hy sê, kom, woon die kerk by. En Ambrosius is daar. En Ambrosius is hierdie wonderlike biskop, wat net teologies baie goed is, in terme van, maar ook hierdie opregte geloof het, en beautifully preek en pastoraal is. Net 'n wonderlike pastor. En Augustinus kom dan tot geloof en hy word gedoop en hy gaan hierdie kategominaat deur, hy word gedoop. En dan het miskien ek al vir sommige van julle gesê, die eerste ding wat Augustinus doen nadat hy 'n Christen word. Want hy's 'n baie sterk ook skrywer en hy gaan mos nou 'n miljoen boeke skryf. Ek het ergens gelees dat hy 2000 dink ek, laat ek gou dink. Ja, iets is 200 preke 'n jaar gedoen het en uitgeskryf het. Dis verskriklik. Ek het dit actually in die laaste dag of 2 gelees. Augustinus maak die eerste ding wat hy doen toe hy tot geloof kom is die volgende. Hy was baie lief vir musiek gewees. So hy het baie oor musiek gedink en ek weet julle het nou gehoor sy maat vir hom gesing en het self van so voels wat chirp gehou en gedink dis mooi. En een van die maniere hoe hy tot geloof gekom het, of eintlik 2 maniere is, hy het gehoor hoe kinders sing, hierdie liedjie tel op en lees, so of 'n speletjie, 'n lied wat die kinders gesing het en toe hy gaan lees, en ook toe hy in Ambrosius se kerk gekom het, het hy gehoor hoe sing hulle, en hy skryf hoe hy begin highlight en eintlik net geweet het God is die regte God en dat dit Christus is en deur die Gees en toe hy tot geloof kom. Goed, die eerste ding wat hy te doen toe hy tot geloof kom is 'n boek oor musiek te skryf. So Augustinus, wat julle miskien nou weet, klomp ander dinge geskryf het 'n boek geskryf, De Musica. En wat hy doen in dit is om deur musiek eintlik dan teologie te beoefen. Deur te sê dat kom ons luister wat byvoorbeeld in 'n lied ingaan, die ritme wat daarin is. Wat kan ons teologies sê? En is beautiful wat hy sê. Byvoorbeeld God skep die wêreld met hierdie pragtige, mooi, ritmiese samewerking van eintlik hierdie simfonie wat opklink. En dan kom sonde en dan beskryf hy dit. Dis iemand wat byvoorbeeld uit ritme uitklap of byvoorbeeld iemand wat wil ander domineer en eintlik vir hulle toelaat dat hulle nie sing nie of vals sing. En dan kom Christus en hy leer vir ons byvoorbeeld om weer in ritme te leef en die regte note te speel en te sing en so vind verlossing plaas. So julle hoor wat hy doen deur musiek teologie. Nou daar's baie mense wat deur die jare daarna presies dit gedoen het. Julle ken dalk vir Karl Barth. Hy het 'n beautiful boek geskryf oor Mozart. So ek weet nie of julle dit weet of julle ooit Barth lees in julle klasse en goed, maar ek weet nie of julle geweet het Barth het 'n boek oor Mozart geskryf en waar hy uit en deur Mozart se musiek byvoorbeeld teologie beoefen. Dieselfde met Jeremy Begbie. Hy's 'n belangrike of 'n wonderlike teoloog op die oomblik in Amerika. Hy's by die Duke by Duke en hy het 'n boek geskryf, Resounding Truth, klomp ander ook, Christian Wisdom in the World of Music. En nog 'n boek waarvan ek baie onlangs gehou het is Raymond Carr, hy's ook 'n teoloog wat geskryf het Theology in the Mode of Monk en hy skryf oor Barth en Cone. James Cone het ook oor musiek geskryf, maar Thelonious Monk was hierdie jazz musikant gewees. En in hierdie boek skryf Willie James Jennings die voorwoord. En in hierdie voorwoord sê hy die volgende:
musiek is 'n God-given companion to theology. En hy daag ons eintlik dan uit om musiek ernstig te vat en musikante ernstig te vat. En daarmee sê Willie Jennings nie net dat ons moet skryf oor sê maar musiek in die kerk of miskien oor die lirieke nie, maar om te sê wat leer musiek ons? Wat kan ons sien in musiek wat eintlik vir ons 'n voorbeeld gee van dit wat ons glo en op 'n manier hoe teologie ook beoefen kan word. En dan met hierdie in gedagte wil ek sommer verwys na 'n voorbeeld wat ek destyds gehoor het in Amerika. Daar's 'n ou met die naam Greg Jones. Hy was by Duke gewees. So hy het gesê dat musiek dalk vir ons die beste voorbeeld is van hoe tradisie werk. En ek wil dit doen vanaand deur na John Baptiste te verwys. Cool, kan ek sien wie hierso ken vir John Baptiste? Het iemand al van John Baptiste gehoor of my sy musiek mee te doen gekry of so, kan ek gou vinnig sien, is iemand wat iets wil sê oor John Baptiste? So John Baptiste is 'n wille musikant. Hy was op die Late Show gewees met Stephen Colbert en wat ek miskien kan sê van hom is net so 'n bietjie te vertel die volgende. So hy het in Louisiana groot geword en hy was deel van 'n groot familie wat eintlik uit New Orleans uitkom en almal het musiek gemaak en hy het aanvanklik dromme gespeel, maar dan sê hy spottens hawe toe hy by die 10de persoon in sy familie is toe hy die 10de persoon in sy familie is wat dromme speel, besef hy gaan 'n ander instrument moet speel. En toe hy 11 was, toe gaan hy na Miss Shirley toe. Miss Shirley is hierdie musiekonderwyser gewees en hy begin toe klavierlesse by Miss Shirley neem. En een van die eerste goed wat hy geleer het was voor Elise van Beethoven. Nou, ek dink meeste van julle ken dit maar hy het dit geleer. En hy het begin om klavier te speel, die teorie te leer en Miss Shirley het hom liefgemaak vir musiek, vir klavier, maar ook veral dan vir Beethoven. En Baptiste toe later groot word, toe hy hoërskool was, het hy eintlik daarmee klaargemaak en hy het na New York toe gegaan en hy het toe daar musiek gestudeer by Juilliard, een van die top musiekskole in die wêreld. En daar het hy ook klassieke en jazz musiek studeer, maar ook in die beste klavier onderwysers in die wêreld. So hier's 'n paar pianiste en musikante hier. So dit beteken om die toonlere oor en oor te speel, moeilike klassieke werke deur te werk, om te verstaan hoe Beethoven en Mozart en al die bekende komponiste se musiek werk. Maar terwyl hy dit gedoen het, hy ook 'n paar ander goed gedoen. So hy het begin om die harmonika tipe van ding, so amper 'n speel instrument in New York se strate deurgegaan en sommer daar op musiek te maak en baie keer ook na hospitale toe gaan en sommer daar vir mense gespeel. En toe het hy uiteindelik hierdie gig gekry deur op die Late Show met Stephen Colbert te speel. So en daar het hy nou baie bekend geraak. So as jy vandag vir John Baptiste Google, gaan jy sien hy het klomp albums al gemaak wat die Grammy gewen het vir die beste album van die jaar. Hy het flieks se soundtracks gemaak, so Soul was 'n fliek deur Pixar, hy het dit gedoen en hy het die Oscar daarvoor gewen en by die ding het hy vir Miss Shirley ook dankie gesê en gesê dit is eintlik Miss Shirley wat dit vir hom geleer het, wat vir hom lief gemaak het vir musiek en hoekom hy kan doen van vandag. En hy het ook 'n fliek wat ek regtig kan aanbeveel is op Netflix met die naam American Symphony. En dit vertel die verhaal so 'n bietjie van John Baptiste en Suleika Jahood, sy vrou. Sy is in haar vroeë 20's gediagnoseer met kanker en sy is nou in haar laat 30's, hulle is getroud en dit vertel die wonderlike verhaal ook oor hoe musiek 'n rol speel net in sy lewe nie, maar ook in hulle lewe saam en ook hoe daar heling en goeders te midde van baie erge kankerstryd wat nog steeds voortgaan. Sy vrou het onlangs 'n boek oor journaling geskryf wat beautiful is en ek kan dit regtig nogal aanbeveel. Goed. Nou die ding van John Baptiste, so hy het nou Grammys gewen en Oscars gewen en hy's regtig 'n wêreldbekende popmusikant, maar ook dan klassieke musikant, doen jazz, maar ook dan klassiek. Maar ek dink hy het nogal die wêreld geskok in 2 jaar terug, toe hy die volgende album uitgebring het. Ek weet nie of sommige van julle gesien het nie, julle het nou gesien op die voorblad. John Baptiste Beethoven Blues. Nou, ek weet nie of sommige van julle al geluister het nie, maar ek gaan dit nou nie vanaand speel nie, maar jy kan met liefde na die tyd op YouTube hierdie intik. John Baptiste Beethoven Blues. En dan sien jy wat in hierdie album gebeur. Dis fascinerend. So hy begin om
sê maar byvoorbeeld die title track van die album is voor release en dis beautiful hoe dit afgeneem is en opgeneem is in YouTube. En hy begin die note speel en hy speel uit absoluut magnifiek. Maar dan die volgende oomblik wat hy doen is om al hoe meer ook blues elemente in te werk en eintlik blues intonasie. Maar die wonderlike ding is nie asof hy iets anders te doen of iets niets doen nie. Hy is eintlik nie besig om die note wat daar is so te speel en so te ontvang en so weer te gee dat dit eintlik ook 'n blues lied word. Nou die interessante ding is die volgende. Hulle het met John Batiste daaroor gepraat op baie radiostasies, so op NPR, Stereo Grass daar en hulle het hom gevra, John Batiste, wat doen jy? Ek bedoel, jy's so nuut en innoverend en jy kan hierdie wonderlike nuwe goeders uitdink en so. En John Batiste het gesê dit is so, hy is kreatief en so, maar eintlik op 'n manier is dit nie wat hy doen nie. Hy vertel dan hoe hy hierdie musiek gehoor en geluister het en leer speel het toe hy 11 jaar oud is by Miss Shirley. En hy sê vir jare en jare en jare het hy dit presies gespeel soos hy het ontvang het en hy het dit geluister en dit diep in sy binneste ingekom. En eintlik te danke aan Miss Shirley wat dit aanvanklik ook vir hom geleer het. En soos hy aangegaan het, moes hy eintlik leer nie net om hierdie een lied te speel nie, maar hoe amper of die mechanics daarvan werk en hy moes gaan studeer het en hy moes by Juilliard wees. En in daai proses het hy diep geluister sy wat in die musiek aangaan, wat Beethoven doen, maar ook mense wat Beethoven daarna gespeel het, keer op keer doen. Hy het geluister en weer eens het dit so diep in deel van sy liggaam geword, dat hy eendag gaan sit het by die klavier, en hy het gesê, hy het nie iets niets gedoen nie, hy het eintlik dit wat hy reeds binne hom geleef het, en die note wat hy eintlik van Beethoven en Miss Shirley en almal wat voor hom gekom het ontvang het, net eintlik opnuut weer laat uitkom, tot uiting gebring. En wat hy dan doen is wat ongelooflik is om te sê dat al die note, hierdie blues note, reeds in Beethoven se musiek was. Hy het net nodig gehad om partykeer dit bietjie vinniger, bietjie stadiger, bietjie harder sekere elemente te speel, en dan het dit natuurlik soos blues geklink. Nou vriende, ek dink dit help ons baie om tradisie te verstaan. Ons leef dalk in 'n tyd waar ons maklik gesê word, alles gaan eerste plek dalk om nuwe dinge uit te dink, om te sê, jou werk, soos Andy Root baie keer sê, die praktiese teoloog is, jy weet, ons het hierdie obsessie met kreatiwiteit, en kreatiwiteit is 'n godgegewe geskenk, en is wonderlik, en voel vir my, weet, as julle my ken, die kreatiwiteitsgoeders is my incredibly belangrik. Maar dit kan maklik wees dat ons die hele tyd die druk het om nuwe dinge op te dink, en dit kan ook oor die geloofsgoeders, om te sê dat miskien leef ons in 'n vreemde tyd, en daar's vreemde dinge wat in die wêreld aangaan, het ons nie miskien nuwe doktrines of nuwe idees of nuwe wat nodig en goed. En dis nie een kant, weet, mense wat dit dalk sê. Dan aan die ander kant is daar mense wat sê, wel, miskien is die beste ding om amper of terug te gaan na die, jy weet, die ou dinge toe, maar dit op amper of 'n dooie manier te ontvang. Weerens daai hele gedagte wat ons vroeër gesê het, weet dat dit ontvang word as 'n klip of 'n stok of iets wat in 'n kluis toegesluit kan word. Sê maar 'n see as 'n wonderlike. Kom ons print dit uit en ons sit dit daar aan die een kant neer en ons sê, weet, dis daar. En dit kan ook gebeur en dit gebeur dikwels. Ek dink wat gevra word oor die tradisie is dat dit iets lewend is wat aangegee word, soos kerse aangegee word van een persoon na 'n volgende, soos Timoteus hierdie boodskappe van sy ouma en sy ma ontvang het wat lewendig was, soos Augustinus in die vroeë kerk in Irenaeus het aangegee, maar ook soos iemand soos John Batiste Beethoven ontvang het. So julle hoor hier, dis 'n analogie wat gebruik word. So Miss Shirley het gegaan en sy het vir hom Beethoven gegee en geleer, en hy moes ook werk. Dit was nie net te sê, goed, ek gaan nou klomp nuwe dinge begin speel nie. Hy moes Beethoven se toonlere leer, en dit moet deel word van wie hy is. En dis baie keer as ons teologie ook studeer, is belangrik om te weet, nie net natuurlik die Bybel te ken nie, maar om te weet, wat het Augustinus gesê, en wat het Aquinas gesê, en wat het Barth gesê, en wat het weer daai mense te sê, maar dan toe te laat dat dit nie ekstern bly nie, dat dit deel word van wie ons is, dat dit wat ons ontvang, in ons harte begin
begin leef en deel word van ons eintlik diepste identiteit. En dan vriende dink ek kan gebeur wat met John Baptiste gebeur het. En dit is nie om iets dan anders of nie te doen nie, maar toe te laat dat hierdie waarhede wat vas staan, hierdie waarhede wat eintlik, hierdie tradisie wat eintlik wys op Christus, dat dit so leef in ons liggaam dat ons ook eintlik uiting tot dit kan gee in wat ook 'n konteks ons in onsself bevind. En dan is dit nie om iets anders te doen nie, maar om toe te laat dat dit wat lewendig is en in ons harte en in ons binneste is, jy weet soos dit in Timoteus en sy ma en sy ouma was, tot uiting kom. En dit kan gespeel word soos Baptiste dan sy blues speel en mense verstom. En die wonderlike ding wat gebeur is met Baptiste is, vir die eerste keer wat hy is 'n jazzmusikant en 'n popmusikant ook, sê mense, wow, is dit wat Beethoven gedoen het? En is dit wat Beethoven gespeel het? En daar's klomp jazz, tydskrifte wat iewes skielik oor Beethoven skryf, en klomp mense wat nooit, gedink het nie. En dis die wonderlike ding. As ons sê maar byvoorbeeld Nissia vat, hierdie wonderlike belydenis, God het die wêreld gemaak. Ons moet laat dit deel van ons word. En dan kom ons in 'n konteks miskien waar ons moet dink oor wat ook al, oor die ekologie, of ons moet dink oor persone wat ons miskien moet sekere dinge mee doen, en dan moet daai uitkom, en soos John Baptiste hierdie blues begin speel, moet ons toelaat dat daai waarheid oor God eintlik opnuut weer klink uit ons uit, in ons vingers, tot ons amper dit op die klavier uit en gee. En dit dink ek kan die wêreld verstom. Goed, iemand wat miskien iets oor hierdie musikale analogie, oor John Baptiste en sy blues wil sê. Gregory Jones het gepraat oor jazzmusikante. So hy het gesê, vir jou om jazz te maak, het jy nodig om die tradisie te ken. So daai jazzmusikante, het hy destyds, hy het eintlik 'n beautiful ding gedoen. Hy sê hulle moet hulle toonlere ken, en hulle moet die stukke leer speel, en hulle moet bladlees doen, maar dan op 'n punt, omdat hulle hierdie goeters so goed leer ken het, en hierdie goeters gehoor het, en ontvang het, en vir dit geluister het, kan hulle ook dit hulle eie maak, en kan hulle dit aangee vir ander. Goed, julle, ons tyd is amper op, maar ek wil graag hoor, is daar iemand wat miskien iets vanaand hoor, of iets wil sê, of iets wat tot hulle spreek? Sunay en Maggie. Ja, ek dink ek is baie lief vir musiek. Ek is self 'n musikant, so ek kan vir ure praat oor ja, musiek en teologie en so. Maar ek dink 'n goeie musiek is so 'n goeie analogie vir so, jy weet, baie van wat ons leer in teologie. Byvoorbeeld, as 'n mens dink daaraan, jy weet, vir my daai ding van reëls en tradisie bestaan nie noodwendig om jou te limit of jou te limit nie. Jy weet, as mens dink aan sê maar ek speel viool byvoorbeeld, en daar's sekere reëls wat jy moet volg as jy 'n viool speel. Jy moet 'n viool op 'n sekere manier vashou en sekere manier, anders gaan dit nie werk nie, jy weet, en jy moet daai reëls volg nie om weer eens meer in te perk. Dit is juist sodat sodra jy daai reëls volg, dan kan die magic begin, en dit tel vir enige instrument, en ek dink dit is, mens kan dit vat, jy weet, met enige, soos tradisie en die goedjies wat ons in die kerk doen, dit bestaan nie noodwendig om ons te limit nie. Dis juist, dit gee vir jou 'n platform sodat die magic kan begin gebeur en jy kan begin groei en so. Sunay, verskriklik dankie. En dis altyd die ding van, ek is ook van musiek maak, maar ek weet jy's 'n ernstige musikant, en dis so mooi om dit te hoor, want dis presies dit, is om te sê, hierdie tradisie is eintlik die note wat ons kry, en die toonlere wat ons speel, en eintlik hoe ons leer om die viool vas te hou, as 'n kind al, en nou, omdat ons die tradisie het, en dit vir ons gegee is, nou kan ons musiek maak, en dit kan regtig harte aanraak. Goed, Maggie, wil jy ietsie sê? Ja, die woord nuwe perspektief het by my opgekom. En dis nie dat mens tradisie hoef te vervang nie, maar jy kry dalk partykeer net 'n nuwe perspektief op dit. En bekyk dit van 'n ander angle en pas dit aan. Net om dit 'n bietjie nie tydloos te maak, as ek dit so kan stel. Ek love dit. Dis om te sê dat, en dis hoekom
wat ons doen in teologie en eintlik die geloof so wonderlik is, want daar's so baie dinge wat, sê maar musiek, vat Beethoven. Dis nie asof iemand Beethoven nou een keer mooi leer speel het en as dit nou klaar en dan luister ons en dan sê ons great nie. Elke keer hoor iemand iets nuuts hoor raak en wow, daai stuk is so en dis eintlik wat Beethoven dalk daar wat doen of dis miskien, so as jy nou elke dirigent luister, is hulle besig om dit hulle eie te maak of is deel van hulle te word, sonder dat hulle eintlik die core essentials daarvan verander. En dis dieselfde met Baptiste. Hy het eintlik gegaan en ek wil julle regtig aanmoedig gaan luister voor release van John Baptiste. Hy het eintlik gehoor wat daar is, maar is net 'n nuwe perspektief op hierdie vaste wonderlike ding wat aangegee is aan hom deur Miss Shirley. Janine. Ja, skus, ek wil net vandag by sê. Dis my so ongelooflik. Ek is ook mal oor musiek. Dis my so ongelooflik hoe musiek ook 'n mens baie bymekaar bring. Veral natuurlik soos ons as Christene, as ons nou saam met worship, dit is ongelooflik mooi. Ek dink regtig om net saam God te aanbid in daai manier en almal het hulle eie tipe maniere hoe hulle God aanbid, maar ja, ek weet iets wat vir my net altyd baie uitstaan is worship. En manier hoe ek wil sê mense ook daai gawe ontdek. Wat die Here vir hulle gegee het, dat hulle is musikaal aangelê en ja, dit kom van die Here af en dis ongelooflik hoe mense dit gebruik om die Here te aanbid. So ja, ek wil maar net dit graag bygesê het. Baie dankie. En dis daai ding van liturgie van die lewe, nê, om te sê soos ons aanbid in die kerk, moet ons lewens ook 'n loflied raak vir God. En dan raak die analogie eintlik nog beter om te sê deur te sê dat dit wat ons bely, die tradisie wat ons ontvang het, dit moet nou gesing word aan die wêreld. In die kerk, maar ook buite deur ons lewens. Vriende, ons is amper klaar. Ek weet nie of daar miskien nog een laaste persoon is nie. Dan gaan ek net afsluit met 'n quote en 'n gebed. Iemand wat miskien dalk nog ietsie wil sê. Goed, ek gaan dan afsluit en dis dalk hierdie quote wat ek dink Adam het dit vroeër gedeel. So tradition, sê Jaroslav Pelikan, so hy was aanvanklik 'n literse teoloog geweest en hy het later in sy lewe ortodoks geword. Ek love Pelikan, hy het beautiful goeders geskryf. Ek moet nou op my boekrak kyk van my gunsteling dinge van hom, maar ja, jy kan absoluut sy goeders lees, maar hy sê tradition is the living faith of the dead. Traditionalism is the dead faith of the living. So wat ons nie wil hê nie is tradisionalisme, want dis die dooie geloof van die lewendes. Dis daai ding om te sê dat ons glo dit nou maar net om dit te glo of ons speel dit nou maar net om dit te speel. Musiek kan 'n great voorbeeld wees om te sê jy speel, jy weet, sê maar ons het in 'n wêreld geleef waar hulle sê Beethoven was great, so almal speel nou maar net Beethoven, jy doen dit nie, jy hoor dit eintlik maar ons doen dit nou maar. Dis 'n dooie musiek dan, 'n dooie geloof wat die lewendiges doen. Maar tradition is iets anders as traditionism. Dit sê it's the living faith of the dead. Dis iets wat aangegee is deur wat ons voor ons gekom het. Musiek kan ons sê, dit kan Beethoven wees of al die wonderlike mense wat na hom gekom het of voor hom was. Maar in die geloof kan ons ook sê dat dis die tradisie waarna ons staan, dis wat in die Bybel opgesluit is, dis wat Augustinus skryf, dis wat die vroeë kerk verder doen, dis wat Calvin skryf, dis wat opgetel Luther, Calvin tot mense in jou eie miskien lewe. Dis iets wat aangegee word en daai persone is almal dood. Dis die een so 'n konstante ding. Jy weet Augustinus en Calvin en Paulus en Timoteus is oorlede. Maar die geloof wat hulle aangegee word is lewendig en dis wat ons ontvang. En ek dink ons kan met vrymoedigheid sê, dis nie iets wat ons inperk nie, maar dis iets wat goed moontlik maak, oopmaak. Vriende, miskien my laaste opmerking is, die ding waar ek die meeste opgewonde is, en ek hoop ek kan nog baie met julle daar praat, is teologiese verbeelding. Is om te sê, as ons hierdie goeders ontvang het, as ons sê God is regtig die God wat alles gemaak het, dat Christus regtig die God is wat die wêreld kom red en vir my en jou kom red. En as ons sê die Gees is lewendig besig om in ons te werk en nuwe lewe te bring. Vriende, dan is dit nie iets wat eintlik ons inperk nie. Dan moet ons begin droom, wat is God besig om te doen in die wêreld? Wat is God besig om te doen in my eie lewe? Dit maak dat ons dan, soos Augustinus, miskien 'n stuk musiek kan luister en sê, ja, daai ritme, hoe kan ek teologies dit interpreteer en hoe kan ek dit sin maak en hoe kan ek dit vertel ook vir ander mense? So dis hierdie opwindende reis waarop ons kan wees en eintlik nie om weg te beweeg van die tradisie nie, maar omdat ons die tradisie ernstig vat. Ek leer hierso wat Cecile skryf. Baptiste is 'n moderne voorbeeld van wat Augustinus positief wou sien met musiek, wat die siel inpas bring met die waarheid. Absoluut. Vriende, die hele skepping het begin by 'n droom, sê Donovan.
Wonderlik. Ons moet met vreugde lewe binne ons geloofstradisie. Ek lees nou die dag daarna, en ek wil nou nie eintlik hierso sê nie, want hierdie is nou weet hoogtepunt. Iemand sê daar's party stories wat vertel word. God het natuurlik vir Adam aan die slaap gemaak. Maar ons lees nêrens hy's wakker nie. So ons is eintlik besig om almal binne Adam se droom te leef. Sorry, dis net 'n ding wat ek nog raak gelees het. So moet dit nou nie, dis net 'n grappie. Julle verskriklik dan. Julle wil nie in my droom rondstap nie. Okay. Julle, dit is so groot voorreg om met julle vanaand hier te wees. Weet asseblief dat ons wat met opleiding besig is vir julle bid. Ek so bly oor Bloemfontein en Pretoria en al die ander mense, die dosente by Stellenbosch, by die fakulteite Pretoria, Bloemfontein, maar ook hier Goethe College wat met julle pad stap. Ek bly oor die seminarium persone. Weet ook regtig dat julle veral as julle oor hierdie goeters wil praat, regtig kan uitreik. Dit is waar ek passievol is en ek love it om vanaand saam met julle wees. Kan ek vir julle gebed doen? Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons weet dat ons nie 'n storie is wat sommer net vandag begin nie. Dankie dat ons weet dat dit wat ons glo en dit wat ons van U weet, eintlik iets is wat stuk vir stuk, generasie vir generasie, persoon vir persoon aangegee is. Here, ons dankie vir almal wat getrou was in die verlede, van daai eerste disippels af, wat net gegaan het en die evangelie met iemand anders te gedeel het. Aangegee is en ontvang is, aangegee is en ontvang is, totdat 2000 jaar later dit by ons aankom. Here, dankie dat hulle ook ander dinge aangegee het, liedere aangegee het en wonderlike kuns aangegee het, Here, en dat ons dit ook vandag kan ontvang. Here, ons vra asseblief dat ons ons harte sal oopmaak om dit wat ons hoor, miskien ook binne die teologie wat ons lees, nie sal sien as die dooie geloof van ons vandag die lewendig is nie, maar die lewendige geloof van die dooies. Dit wat aangegee is, wat lewendig is, wat soos 'n kers brand, wat soos musiek weer klink, iets wat ons genooi word om saam mee te sing, om te speel, om natuurlik ons toonlede te ken, maar dan te weet dat ons musiek kan maak en dat die wêreld regtig op hierdie oomblik nodig het om musiek te hoor. Here, ek vra asseblief dat U sal wees met die weersgoeters wat aangaan in die Kaap, maar ook dalk miskien vloede en winde en storms wat in ons elkeen van ons eie harte dalk miskien woed, wees met ons. Dankie dat ons kan sê dat U die koning van die wêreld, maar ook die koning van elkeen van ons lewens is. Amen. Goed, baie dankie julle, dit was so lekker geweest. Julle moet 'n verskriklike lekker aand hê en ons praat vinnig weer. Baie dankie. Bye bye. Cheers julle, lekker aand.